Agri Weskaap het weer verjaar oor 2 dae by die Houdini-spa naby Rossenbil saamgetrek vir hulle jaarlikse kongres. Die kongres het ingesluit in geslote sessie met hulle ledeverenigings, jaardiner en ook dan nou die kongres self. In Plaas Media het die jaardiner bygewoon waar die voorsitter Verleer Loubser sy voorsitterverslag gelewer is en waar ook spesiale toekennings gemaak is, onder andere aan die beste veediefstal eenheid, die beste vee en ook die beste veediefstal lid. Die landbou in die Weskaap speel 'n geweldige groot rol. Ek dink 'n baie groot rol as baie mense besef in ons ekonomie en ons plaaslike ekonomie. En dit is hoewel ons net so wat 10% van die landbougrond in die land besit of in die Weskaap geleë is, dra ons by verre die meeste by tot die totale inkomste van landbou in Suid-Afrika. Dis aan die een kant 'n groot prestasie en die ander een is natuurlik dat ons ook binne die Weskaap so wat 25,5% van die totale werksmag binne landbou van werk verskaf. So die Weskaap is 'n groot rolspeler binne die ekonomie en nie net in die ekonomie, maar ook in die werkskepping in Suid-Afrika en in landbou spesifiek. Ja, ek dink die streekskongresse is vir ons bitter belangrik. Dit gebeur so maklik dat ons dat jou leiers of jou leierskap van enige organisasie uitvoering uitraak met die mense wat hy eintlik dien, die mense se belange wie hy veronderstel is om te dien en namens wie hy veronderstel is om op te tree. En ek dink by die streekskongresse kry ons geleentheid om regtig die hart en die behoefte van jou lede op grondvlak te hoor en te voel en te sien. En seker te maak dat ons as leiers, ons as mense wat praat namens ons lede, dat ons belyn is met dit wat hulle behoeftes is en dat ons optree in hulle belang en regtig in hulle belang en dat ons nie, want soos ek sê, mense dwaal maklik af, mense is maklik geneig om op jou eie belange of eie emosionele dinge te fokus. En wanneer jy nader aan jou lede kom en hulle hart hoor en hulle boodskap hoor, dan is dit vir jou soveel makliker om op te tree en te weet jy doen dit namens jou lede en regtig in belang van die groter prentjie van landbou, en nie net 'n paar mense nie. Ja, ek dink die belangrike deel of die interessante deel daarvan is dat ons dink baie keer dat ons vandag sit ons met unieke probleme en ons sit met unieke uitdagings. En as jy na hierdie mense luister wat nou al soveel jare aankom binne georganiseerde landbou en georganiseerde strukture, dan kom jy agter dat die probleme kom of landbou uitdagings was nog altyd daar gewees. En die enigste manier of die beste manier om hierdie dinge te oorkom en aan te spreek is wanneer jy dit in 'n kollektiewe vorm doen en wanneer ons as landbouers saam staan. Een individu kan nie 'n verskil maak of hy maak 'n baie klein verskilletjie, maar wanneer ons saam praat, saam werk, mekaar vertrou en vennootskappe binne landbou kan vorm onder mekaar, kan jy net soveel verder kom. En ek bedoel, hulle het vir ons 'n klompie voorbeelde genoem vanuit die verlede uit, hoe hulle met saamwerk en saamstaan en binne die georganiseerde landboustrukture, hoe maklik dit is om dan jou probleme, of hoeveel makliker dit is om jou probleme te oorkom, want die uitdagings wat ons elke dag in landbou sien. Dus ek sê, ons dink baie keer die dinge wat ons vandag beleef is nuut en uniek, maar dit is goed as wat al lankal daar was. So dit is vir ons bitter baie om te leer by hierdie ouer geslagte, mense wat al hierdie drif is en wat al hierdie tipe van dinge ervaar het en vir ons kan raad gee rondom hoe om dit te hanteer en hoe belangrik dit is om by mekaar te staan. So ek sê dit, vandag het ons leef in tye, dink ek, waar mense geneig is om uit mekaar te spat en te dink, omdat al die inligting en al die tipe van dinge op sosiale media en die media beskikbaar is, kan hulle as individue optree, maar dit is nie die geval nie. Ek bedoel dit is vandag weer eens net beklemtoon, selfs deur hierdie ouer geslagte,
daar's net een manier om vorentoe te gaan en suksesvol vorentoe te gaan. En dit is om saam te werk binne georganiseerde strukture waar mense mekaar ondersteun en onderskraag al die pad. Ja, ek dink kyk die struktuur van georganiseerde landbou op provinsiale vlak is bestaan uit die produsent op grondvlak wat aan 'n landbouvereniging behoort en die landbouvereniging wat by ons geaffilieer is by Agri Weskaap. Ons het 87 landbouverenigings wat by ons geaffilieer is deur die hele provinsie. So dit is belangrik dat ons tydens kongres 'n geslote gedeelte hou wat ons die interne sake bespreek. Dit begin by finansies. Ons het 30 April ons finansiële jaareinde gehad. So die lede het daai toeligting ontvang in terme van waar staan ons met ons finansies en dan ook ons begroting, ons ledegeld aanslag. Ons is 'n vrywillige ledeorganisasie. So ons moet daai harde gesprekke, daai in diepte gesprekke hê oor wat gebeur met jou ledegeld, waartoe gaan dit, hoekom is dit 'n sekere bedrag en dit is wat ons in die geslote gedeelte bespreek. Baie belangrik die finansies, dat almal op dieselfde bladsy is. Dis baie belangrik vir 'n vrywillige ledeorganisasie om deursigtigheid te hê in terme van finansies. Sodra jy twyfel by lede kweek in terme van wat word van finansies en hoe word dit aangewend, ek dink dan het jy moeilikheid en ons is baie gemaklik. Ons boeke is oop vir ons lede. Ons auditeure het vanoggend by ons raadsvergadering ook bevestig dat hulle baie tevrede is met die audit wat afgehandel is. So dit is belangrik dat ons daai in die geslote gedeelte met ons lede bespreek en hulle kennis dra van ons finansiële posisie. En ons is baie dankbaar. Agri Weskaap se finansies is baie gesond en dis te danke aan loyale ledeondersteuning. Daarsonder kan ons nie. Hierdie Agri Weskaap is die boer se organisasie en hulle ondersteun ons. Hulle hou die deure oop en solank hulle dit doen, sal ons bly doen wat ons doen om beleid te beïnvloed en vir hulle 'n omgewing te probeer skep waarbinne hulle kan funksioneer. Dit gee mense eintlik hoendervleis om te dink dat jy betrokke is by so 'n struktuur en behalwe net daai die verantwoordelikheid wat dit op jou plaas om die struktuur staande te hou. Meer as 100 jaar oud. Hoeveel besighede in Suid-Afrika is ouer as 100 jaar? Ek dink dit is 'n besonderse prestasie. En ons het hierdie jaar 5 wat ons toekennings voor gaan gee en daar's in totaal 9 wat ouer is as 100 jaar. So dit is vir ons 'n absolute voorreg om hierdie strukture binne ons organisasie te hê. En ek dink dit is wat georganiseerde landbou so uniek maak. Ons is nie hier vandag en môre is ons op 'n ander plekkie. Dit is 'n eeuoue struktuur wat beproef is en wat werk. En daarom daai verantwoordelikheid wat op ons skouers ook is en ons leierskap in ons provinsie om hierdie struktuur in stand te hou en uit te brei en relevant te hou natuurlik ook. So want soos ek gesê het, ons is 'n vrywillige ledeorganisasie, so jou relevantie kan nooit onder verdenking kom. En ja, ons is bevoorreg om hierdie toekennings ook aan hierdie landbouverenigings te gee. As jy kyk na ons betrokkenheid in landbou oor die afgelope 100 jaar, dit is 'n sektor waarin ons glo, nie net om as gevolg van die waardesisteem die positiewe innovasie wat ons sien in die bedryf en ook die stimulering wat dit veroorsaak in die ekonomie. Werkskepping van die een kant af ook, dit gaan oor die volhoubaarheid van voedselsekuriteit. Ek dink in 'n mate het Suid-Afrika en Afrika die voordeel teenoor die res van die wêreld om te belê in die sektor. Jy weet, die sektor op sigself is 'n ongelooflike dinamiese omgewing waar daar baie veranderings plaasvind. En iets wat ons oor die tyd gesien het is die positiewe manier waarop ons boere hierdie uitdagings aanvaar en hoe hulle telkens op die positiewe moet konsentreer om te sien hoe oorkom hulle hierdie struikelblokke. En dit is vir ons
'n groot voorreg om deel te wees daarvan, om hierdie boere te ondersteun en ook die waardeketting om te kan sê hoe bevorder ons die bedryf. En aangesien dit 'n ongelooflike baie belangrike sektor is in die Suid-Afrikaanse ekonomie van 'n werkskepingsoogpunt af en ook hoe ons die plaaslike ekonomie verder ontwikkel. Ek dink die blootstelling wat ek gehad het in Afrika, Midde-Ooste, het ek baie duidelik gesien daar waar daar landbouontwikkeling is, primêr, sekondêr, begin daar ander besighede, kleiner besighede om dit ontwikkel en wat verdere werkskepping skep. En dit sien ons ook baie duidelik in Suid-Afrika. Jy sien dit in die platteland waar miskien in Afrika is verstedeliking 'n baie groter faktor. Suid-Afrika hou die plaaslike ekonomie in ons landelike omgewing baie lewendig. Dis hoekom daar nog gesonde skole, ander besighede daar bedryf. En ek dink as jy regtig wil gaan kyk daarna, as jy in sekere dorpe die landbou inspuiting gaan uithaal uit die ekonomie uit daar, gaan jy sien dat menigte ander sektore nie suksesvol gaan wees nie. En ek dink dis waar ons bedoel by die volhoubaarheid van landbou is die vermoë om 'n mikro-ekonomiese en ook so 'n makro-ekonomiese omgewing stabiliteit in ons ekonomie te skep. Jy weet, as jy kyk na landbou en jy kyk na familieboerdery, ek dink as ons, jy weet, as jy gaan kyk oor die Afrika kontinent, baie van die familieboerderye waarmee ek te doen gekry het, is familieboerderye. En ek dink die generasies van die oorgang van die landboubesighede is ongelooflik belangrik. Aan die een kant, jy weet, is dit hoe het ons 'n balans tussen die ervaring en innovasie wat vorentoe beweeg. Jy weet, op 'n stadium kom enige besigheid op 'n baie belangrike besluitnemingsproses van gaan ons enige risiko aanvat om verder te groei of gaan ons die balansstaat hou soos dit hy is. En ek dink dit is wat die nuwe geslag vir ons bring. Hulle sien nuwe geleenthede, daar ons sien dit is 'n veranderlike omgewing wat ongelooflike potensiaal ook skep. En dit gaan baie keer oor hoe pa en seun of pa en dogter tot 'n besluit kan kom om te sê, hoe groei ons hierdie besigheid op 'n internasionale platform, want dit is waartoe landbou gaan. Daar's al hoe meer buitelandse maatskappye wat belangstel om alternatief aandelehouding te bekom in 'n primêre boerdery om ook so vir hulle 'n volhoubare mark te skep. En ek dink dit is een van die dinge wat dalk in die toekoms 'n rol gaan speel, ook van finansierders se oogpunt af. Want daar mag dalk maatskappye wees wat bereid sal wees om te sê, hoor hierso, ek gee vir jou sekere aandelehouding in verwerkingsmaatskappye in die buiteland, maar ek soek aandelehouding want hulle wil 'n produk verseker. En ek dink dit is 'n baie dinamiese omgewing waar ook 'n baie jy weet, in Engels sal hulle sê exciting environment to be in. Is om te sê wat lewer dit op vir ons in die toekoms? Want as ons gaan kyk na daai geleenthede, is daar regtig in my opinie 'n baie groot en mooi toekoms vir ons produseerders vorentoe en ook so vir die waardeketting in landbou vorentoe. En ons sien dit reeds in plekke soos in Afrika waar groot rolspelers van die buiteland begin verhoudings bou met die primêre boer om die produk te bekom.
So ja, ek dink dit is 'n interessante omgewing waarin ons beweeg. Ek dink dit is 'n manier hoe jy daarna kyk. Aan die een kant kan jy seker 'n pessimistiese hoogtepunt hê en net kyk jy vaskyk aan die jy weet die struikelblokke. Of jy kan vir jouself gaan posisioneer en sê waar is die geleenthede. En dit is 'n ingesteldheid. Ek dink een ding wat wel 'n realiteit is in landboubesigheid en familiebesighede is jy gaan nie noodwendig in die toekoms altyd net sien dat daar 'n verhouding in die landboubesigheid is waar pa en seun of pa en dogter of ma en dogter die besigheid gaan vorentoe vat nie. Dit gaan wees ten opsigte van wie's die beste persoon wat ons in die besigheid kan inbring om die besigheid vorentoe te vat op 'n internasionale platform of wat dit mag werk is op 'n plaaslike platform. So die landbou het verby beweeg waar dit net gaan ten opsigte van landboukundige. Dit gaan nou van hoe kan jy die hele waardeketting bestuur en jouself posisioneer om volhoubaar te wees in jou besigheid.